Koninkryk kom, laat U wil geskied. Ons sê dit in kerke, by begrafnisse en in nood. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons niet ontdek en saam groei. Maar dis nie net 'n gebed vir troos nie. Dit is 'n verklaring van deelname. Wanneer Jesus hierdie woorde leer, sê hy, jy is nou deel van 'n groter storie. Nie net 'n storie oor hemel toe gaan nie, maar 'n storie van hemel wat aarde begin aanraak. Die bergpredikasie, dit is in Matteus 5-7, is nie net 'n stel mooi woorde nie. Dit is 'n botsing met die wêreld soos ons dit ken. Jesus sê, soek eerstens die koninkryk van God. Nie soek sukses, sekuriteit of stabiliteit eers nie. Soek God se manier van dinge doen eerste. Sy reg, sy orde, sy hart, sy liefde, sy vergifnis, sy deernis, en wanneer jy daardie orde begin soek, dan verander jou prioriteite. Die koninkryk begin nie by beleid nie. Dit begin in kombuise en WhatsApp groepe en hoe jy jou kollegas behandel. Dit breek deur waar jy vergifnis gee, waar ander wraak soek, waar jy opstaan vir geregtigheid, waar dit onveilig is om dit te doen. En elke keer as jy volgens die logika van die koning leef, verander die atmosfeer. Daardie plek, daardie verhouding, daardie besluit word koninkryksgrond. Dis hoekom hy nie net jou sondes vergewe nie, hy roep jou om sy styl van heerskappy te leef, om deel te word van 'n opstand van nederigheid, diensbaarheid en liefde. Nie as onderdane wat bang is nie, maar as mede-erfgename van 'n nuwe wêreld. Paulus sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely. Maar ons het die keuse om nou al te buig, nie uit vrees nie, maar uit vertroue. Want as Jesus koning is, en hy is, dan is daar niks wat nie onder sy heerskappy kan kom nie. Nie jou werk nie, nie jou verlede nie, nie jou land nie, nie jou gesondheid nie. Dis nou, dis hier, en jy is uitgenooi. Tot volgende week, mooi loop.